ons gaan 'n bietjie gesels, verder gesels oor disipelskap. Laasweek het ons begin gesels oor disipelskap, en jy moet nooit voel, omdat dit klink of ons laasweek al oor iets begin gesels het, dat hierdie week dan nou nie tel nie. Ons maak seker dat elke woord ook individueel verteerbaar is, en belegging sal wees in jou lewe. So ek het laasweek 'n bietjie begin gesels oor wat disipelskap is, en ons gaan vanaand gaan ons 'n bietjie verder bou op daardie storie, en ons wil vir onsself antwoord, as ons kyk na iemand soos Petrus se lewe, wat maak dat iemand soos Petrus doen wat hy doen? Ek weet nie of jy al gewonder het aan dit nie. Petrus was 'n disipel uit die aard van die saak, en Petrus het hierdie trek rekord opgebou, dat hy iewers in sy lewe uit 'n boot uitklim, en op die water begin loop. En tot vandag toe word dit universeel gebruik as 'n verwysing van gehoorsaamheid, nee, dis geloof, of is gehoorsaamheid, en miskien is dit moed. Maar Petrus is ek het dit vanoggend ook gesê, Petrus is die enigste ander individu in die geskiedenis van die mensdom op rekord na Jesus wat op water geloop het. Net daardie twee individue het dit op hulle trek rekord, en hulle het op water geloop. En nie dat ek dink op water loop noodwendig een of ander uitdaging is nie, ons is nie veronderstel om maar te loop nie. Maar die gedagte was geweest dat ons blootgestel word aan die krag van gebed, en die feit dat die geestelike wêreld, die geestelike realiteit ons blootstel aan iets wat ons in die vlees nooit meer te doen sou hê in normale omstandighede nie. Hoekom dit belangrik is, hoekom ons moet weet daar's meer, is die enigste manier om hierdie wêreld te oorkom en deur hierdie lewe te navigeer op die regte manier is deur te weet, there is more. There is more. Dis Jesus se manier om vir ons te laat verstaan dat God en hulle wat uit die Gees gebore is nie gebonde en beperk tot natuur nie. Is nie gebonde tot die uitkoms van hierdie wêreld nie. So as Jesus gebonde was tot die uitkoms van hierdie wêreld, het Jesus gesink. Goed, so uit die aard van die saak. En daarom sien ons dat Jesus op die water loop, en hierdie hele verhaal is vir ons op rekord, sodat ons kan verstaan, God is bokant natuurlike elemente. En dan nooi Jesus vir Petrus om saam met hom die water te loop, en Petrus klim met die boot uit, nee. En daar stap Petrus ook op die water, en die vraag sal wees net, wat is dit wat maak dat so iemand so iets sou doen? So ek wil 'n bietjie vir jou vertel, so in my eie woorde, en wat ek vir die volgende paar minute gaan vir jou vertel, is eintlik materiaal wat jare gelede deur iemand bymekaar gesit is, en my so geseën het, dat ek dit onthou, en so die individu se naam was Rob Bell geweest. Rob Bell het sy eie pad gevat, en hy het interessante plekke in sy eie lewe beland, maar Rob Bell het baie jare gelede, het hy hierdie baie mooi insig gedeel oor wat disipelskap is. En eintlik wil ons uitkom by wat is disipelskap, en wat in disipelskap sal maak dat iemand so iets doen, soos die disipels gedoen het. Daar's baie meer wat die disipels gedoen het, wat ek kan dink. Jy weet, die disipels het net hulle nette neergegooi en Jesus gevolg. Die disipels het interessante goed saam met Jesus aangevang, en partykeer lyk dit bietjie surrealisties. Jy weet, sal ons in ons tye vandag seker goed doen, en is dit wat disipelskap verwag van ons, en so meer. Maar ek wil jou 'n bietjie agtergrond gee om te verstaan hoekom dit belangrik is om hierdie vraag te antwoord. So die Jode het geglo dat die eerste 5 boeke wat deur Moses geskryf is, die eerste 5 boeke in die Ou Testament, is die Torah. Die woord Torah is 'n Hebreëse woord vir die wet. Nou, die eerste 5 boeke is nie almal wet nie, maar dis die wetboeke. Dis die sogenaamde instellings en verordeninge en die wette van God. En daardie eerste 5 boeke is die belangrikste 5 boeke in die Bybel vir Jode. Goed, so vir my en vir jou as wedergebore Nuwe Testamentiese Christene, is die Nuwe Testament die evangelie. Die Nuwe Testament is in wese ons Bybel, alhoewel die hele Bybel 'n Bybel is, ons Bybel is, maar ons evangelie van redding, die boodskap van hoop, is in die Nuwe Testament. Goed, so vir die Jode wat nie die Nuwe Testament het nie, en nie in die Nuwe Testament glo nie, en nie erken Jesus as die Seun van God nie, is die Ou Testament die Bybel. Goed, so vir ons wat in Jesus glo, is die Ou Testament eintlik die aanleiding na die Bybel toe, maar vir die Jode is daai eerste 5 boeke veral in die Ou Testament is baie belangrik, die Torah, en die Torah vorm die fondasie van hulle lewens en fokus van hulle opvoedingsstelsel. So die Joodse kinders deur al die eeue is selfs om te leer lees en skryf deur die Torah geleer lees en skryf. Jy weet, so hulle het nie die goed gelees wat ons gelees het, en ek weet nie wat lees hulle deesdae nie. Maar ek gaan myself nou weggee as ek wil sê wat was my eerste leesboek op skool gewees. Ek weet nie of dit in die Vrystaat ook die reël was nie, maar aan die Transvaal moes ons Mossie en Baas lees.
Wie van julle weet wie is Mossie en Baas? Goed, nou weet ek kom maar van die noorde af. Jy het hulle ander goed gelees. Maar nou, jy kan dalk onthou wat jy eers gelees het op skool, weet, en daar was net so 2 of 3 woordjies op elke bladsy gewees. Jy het daai woordjie gelees, dis jou les vir die dag, en as jy môre daai 3 woordjies agter mekaar kon gelees het, dan het jy okay gedoen vir graad 1. En die Joodse kinders word so uit die Torah geleer. So hulle begin by Genesis 1 vers 1. En dan gaan hulle deur die hele Genesis en die hele Exodus en so meer. Beweeg hulle deur daardie eerste 5 boeke en hierdie Joodse kinders gaan van 5 jaar af skool toe en teen 10-jarige ouderdom memoriseer meeste Joodse kinders wat klaar maak met skool op 10, memoriseer hulle die eerste 5 boeke van die Bybel uit hulle kop uit. Uit hulle kop uit. Goed, so 'n Joodse kind wat deur sy, wat hulle noem, Beit Sefer, sy eerste jare van opvoeding is, kom ons sê dis sy laerskool opvoedingslyn, sy Beit Sefer, 'n Joodse kind wat deur sy Beit Sefer is en dit gemaak het, ken die eerste 5 boeke uit die Bybel uit sy kop uit. En dis vandag nog die reël met Joodse kinders, veral die ortodokse kinders, ortodokse Jode se reël. En dit kan jy gaan toets. So 'n kind kan vir jou enige vers, enige plek, net die Bybel begin opsê, die eerste 5 boeke, Genesis tot Deuteronomium, uit jou kop. Nou, na die Beit Sefer, gaan meeste kinders uit die skool uit. Dan is hulle klaar. Daardie kinders gaan gewoonlik terug na die familie toe, en hulle begin hulle pa se trade, of besigheidslyne optel. Begin leer wat die pa gedoen, en dan begin daar die kinders inval, en die pa help, en so meer, teen 12-jarige ouderdom gaan hulle ook deur die ritueel, wat seuns dan mans moet word, sogenaamd, en die bar mitzvah, en dan is die seuns daarvan af net by die pa. Maar goed, van 10-jarige ouderdom af maak hulle klaar, dan is hulle klaar met hulle Beit Sefer, wat die eerste 5 boeke uit hulle koppe uit moet geken word. Die tweede proses, en ons baie min van hulle wat oorbly vir dit, maar die bestes van die bestes, gaan deur na wat hulle noem Beit Talmud. En in Beit Talmud memoriseer daardie beste van die beste studente, wat nie op 10 hoef uit te gegaan het nie, wat sommer op 8-jarige ouderdom al hierdie 5 boeke onder die knie gehad het, memoriseer hulle al die boeke van Genesis tot Maleagi. Ja, dis hoe die Jode werk. Dis briljant. Maar 'n Joodse kind wat deur Beit Talmud is, suksesvol, kan enige hoofstuk van Genesis 1 tot die einde van Maleagi vir jou opsê. Dit is hoe hulle die woord onder die knie kry. En wonder jy waarom profete uitsprake gemaak het soos, die Here sê, verteer my woord, verorber my woord. Nee, want dit is algemeen onder hulle gewees. Dit is nie snaaks gewees nie. Dit is hoe dit gewerk het. Nou, wanneer hulle klaar was met Beit Talmud, was min of meer teen 14-jarige ouderdom gewees. Dan het meeste is net dood eenvoudig weg gewees. Goed, so 90% van die kinders nou 10-jarige ouderdom klaar gemaak, die res het min of meer of 14 jaar klaar gemaak, en hierdie kinders was net briljant gewees. Die beste van die beste kinders, wat Beit Talmud suksesvol op 14-jarige ouderdom klaar gemaak het, kon aanbeweeg na 'n volgende fase, maar jou kanse vir toelating was baie skraal gewees. Dis 'n aansoekproses in daardie kultuur gewees, in die tyd wat Jesus geleef het, en jy het aansoek gedoen vir Beit Midrash. En Beit Midrash was die 3de moontlikheid vir die briljantste van die beste studente wat daardie opvoedingsskole gesien het. So Beit Midrash, as jy top gepresteer het in daardie volledige studies van die Ou Testament en letterlik die bestes van die bestes was, kon jy aansoek gedoen het om met hierdie laaste proses Beit Midrash te begin. So hoe dit gewerk het is jy het 'n rabbi gaan soek. Daar was baie rabbies gewees. Nou, Jesus was nie die enigste rabbi gewees nie, daar was baie rabbies. Nou, jy het 'n rabbi gaan soek, en dan het jy by die rabbi gaan aansoek doen, om te hoor of jy sy disipel kon word. Om daardie rabbi te kon kies, moes jy seker gewees het wie jy kies, want die gedagte van 'n disipel onder 'n rabbi, dis waar die hele ding van die disipelskap vandaan kom, die gedagte was gewees dat 'n disipel 'n kopie, 'n afbeelding, 'n tweede weergawe, 'n kloning as jy wil, sou geword het van sy rabbi. So as 'n leerling sou aansoek doen by die rabbi, en die rabbi het hierdie onderhoude met hierdie leerling, en eventueel vir hom sê, jy kan my volg. Nou, sekere woorde wat gebruik was om dit te doen, maar jy kan my volg, en dit beteken dat hierdie aansoeker, hierdie student, so oortuig is dat hy hierdie pad wil volg,
dat hy hierdie rabbi wil volg, dat hy sy lewe neerlê. Dis net die beste van die beste wat daardie voorreg kon gehad het. Elke rabbi het bietjie verskil en die skrifte is verskillend geïnterpreteer. Elkeen het sy eie lyn gehad, sy sterkpunte, sy kenmerke, sy karaktertrekke, almal het bietjie verskil. Maar wanneer die rabbi gesê het, jy kan my disipel word, het hierdie disipel letterlik wat in Engels genoem word, die rabbi se yoke op hom geneem. Sy las. En ons ken daai skrif. Jesus se disipel skryf later, sê sy las is lig. His yoke is light. Dis waar dit vandaan kom. Elke rabbi het 'n yoke gehad. En elke disipel wat daarvan redelik baie was, wat éventueel saam toegelaat was, wat by verskillende rabbies was. Elke rabbi het sy 3 of 4 of 8 of 10 disipels gehad. Het almal die yoke gehad, die las gehad van die rabbi. En daardie las het beteken, daardie rabbi gaan 'n las op jou plaas om presies soos hy te begin word. En vir daardie rede sou ek verstaan, dit klink baie keer soos 'n groot prys wat die disipels betaal het, maar hulle was dag en nag, 7 dae van 'n week, 24 ure 'n dag by Jesus. Dit klink soos hierdie band of brothers, maar dit is glad nie dit gewees nie. Jesus se disipels was nie 'n band of brothers nie. Jesus se disipels was disipels gewees wat onder 'n rabbi was. En dis wat dit gevat het. Want jy moes nie net geglo het wat die ou glo nie, jy moes gedoen het wat die ou gedoen het, geleef het soos die ou geleef het, gestreef het waarna hierdie ou streef, jy het 'n kopie geword van hierdie rabbi. Dis wat die gedagte was. Was nie maklik geweest om 'n disipel te word nie. En as jy 'n disipel geword het, moes jy hierdie rabbi se manier van lewe op jou self neem en ten volle doen soos hy doen. So die rabbi sou 'n onderhoud gehad het met hierdie aansoekers, hierdie volgelinge, en as hy vrae gevra het oor die wet en oor die Ou Testament en die skrifte, en dan probeer hy uitvind by hierdie aansoeker, het hierdie jong seun, die seuns gewees, het hierdie seun wat dit vat om soos ek te word. So die rabbi wou oortuig gewees het, en almal wat gekwalifiseer het akademies wou baie graag daardie finale kwalifikasie het, want dit is iets soos die hoogste sport gewees wat jy kon bereik as jy 'n seun. Dit is briljant gewees. Almal kon dit nie reg kry nie. En na die onderhoude het die rabbi probeer onderskei en sê, man, ek hoor jou en ek hou van wat jy sê en ek hoor jy kan antwoord en ek kan jou nie uitvra nie, maar ek is nie oortuig jy gaan dit maak nie. En as hy nie oortuig was dat hierdie voornemende disipel het wat dit gaan vat om hom te volg nie, en sy het vir hom gesê het, jy's goed, maar jy gaan moet teruggaan na jou familielyn toe. Gaan terug na die familiebesigheid toe. Ek gaan jou nie toelaat om 'n disipel te wees nie. Dit het baie gebeur. So dan sou daardie kind teruggekeer en gesê het, weet, ek kan nie 'n disipel word van die rabbi nie, rabbi het my nie goedgekeur nie. Hy's nie oortuig ek het wat dit vat nie. En dan het hy teruggegaan na die family try toe. En so is baie van daardie seuns maar terug na die vissersbote toe of na die familiebesigheid toe of wat ook al die besigheid, die algemene besigheid van die familie was die family trade. Maar as die rabbi hierdie seun ondersoek het en die onderhoud klaar is en die rabbi is oortuig dat hierdie seun kan word soos ek is, was daar 'n baie spesifieke manier gewees wat die rabbi gesê het, ek dink jy gaan dit maak. I think you've got what it takes. Hy het gesê, kom, volg my. Dit is 'n uitspraak gewees in die Jode. Die rabbies het dit gesê. Die rabbi se manier gewees om te sê, ek dink jy het wat dit vat. You've got what it takes. Was hierdie woorde gewees in Hebreëus. Kom, volg my. En dis 'n eenvoudige Afrikaanse vertaling, klink vir ons soos Afrikaans, weet, kom volg my, stap agter my aan. Maar dis 'n geweldige indruk gewees wat dit gelaat het op mense, want dit het beteken dat die bestes van die bestes wat eventueel rabbies kon geword het vir 'n jonger weergawe van die moontlike toekomstige rabbies. Want daardie seun sou miskien self oor 30 en 40 jaar rabbies gewees het. Gesê, you've got what it takes. So wanneer 'n rabbi vir 'n disipel gesê het, of 'n rabbi vir iemand wat 'n disipel wou gewees het, wat almal wou wees, wat almal wou presteer, gesê het, ek dink jy kan wees wat ek is, was die woorde gewees om te sê, ek dink jy het wat dit vat om te wees wat ek is, dood eenvoudig gewees, kom,
volg my. Dis alles wat ons in die Bybel lees. Verduidelik vir ons 'n paar. Goed. Jong seuns sou alles wat hulle mee besig was, alles waarin hulle beland het, enige omgewing waarin hulle uiteindelik beland het, of na 10 jaar, of na 14 jaar, of eventueel na so 'n onderhoud, enige iets opgegee het, om onmiddellik daardie ongelooflike geleentheid aan te gryp. Dis die ultimate gewees. Daar was niks beter gewees om met jou lewe te maak as 'n Joodse seun, as om 'n disipel te word van een of ander rabbi, wat dink jy het die vermoë om te word wat hy is nie. So daar het 'n gesegde ontstaan onder die Jode, wanneer 'n rabbi dan wel vir iemand in die familie of iemand in die gemeenskap se seun gesê het, jy het wat dit vat, kom, volg my. Is hierdie woorde in Hebreëus gesê, en miskien maak dit sin, miskien is dit iets wat jy al iewers gesien het of iewers gehoor het die Hebreërs vir so 'n seun gesê, ons seën jou. En hoe sou dit geklink het? May you be covered in the dust of your rabbi. May you be covered. So dit erken is in die gemeenskap. As so 'n seun uit daai onderhoude uitgekom het en het gehoor, kom volg my, het die ouers dit gesê en die gemeenskap het dit gesê, sê, wow, hierdie is fenomenaal, may you be covered in the dust of your rabbi. Dit is in daai kultuur gewees, jy moet die prentjies kan sien van daardie wêreld. Wat gebeur het daar, net soos met die disippels agter Jesus aan, is hierdie disippels, hierdie jong seuns, letterlik seuns van tussen 14 en 17 jaar oud, praat ons hier van jong seuns, het dag en nag deur die woestyn, deur die wildernis, deur die paaie, deur die dorpe, deur die stede, op en af in Israel, agter hulle rabbi aangeloop. Is niks naaks gewees om groepies van mense te sien in daardie stede, en te sien, hier kom 'n rabbi, met sy volgelinge. En daar's 'n ander rabbi wat sit en leer daar op die trappe van die tempel, met sy volgelinge. Hier's 'n ander rabbi met sy mense by die water, hy's besig om daar met hulle te praat. Hierdie groepies, klein groepies disippels, wat briljante jong mense was, wat alles gehad het wat dit gevat het om iets te word, het agter hierdie rabbies aangestap vir jare, tot die rabbi eventueel sou gesê het, nou gaan op jou eie. En dit beteken net dat die rabbi het homself gedupliseer in hierdie disipel, en daardie disipels kon rabbies dan word. Die tipiese ouderdom waarteen dit sigbaar was, en die rabbi of die disipel ten minste, of sou opgee, en weer in sy familietryd in teruggaan, of 'n rabbi word, 'n nuwe leier word in die gemeenskap, was 30. Op 30 het disipels rabbies geword. Dis kultuur gewees. Dis nie toevallig met Jesus so gewees nie. That was the way of living in Israel gewees. Almal wou hom volg. Almal wou iemand volg. Goed. Toe Jesus by Petrus en sy broer kom en die ander disippels wat hy noem, het hy te doen gehad, met ander woorde, met jong seuns wat dit nie gemaak het. So as Jesus op die strand kom en Petrus is daar, Simon, en sy broer is daar, Andreas, en hy sê, kom, volg my. En dan sien ons, hulle gooi hulle nette neer en hulle gaan dood eenvoudig net, daar gaan hulle. Hulle vra nie hulle pa toestemming, hulle sê net, ons amper klaar met klaar te werk, en sal pa net klaar maak, ons sien vanaand 5 uur, of dan het donker word. Hulle gooi die nette neer en hulle volg Jesus. En een van die redes daarvoor was gewees dat hierdie seuns het vroeër gehoor, 10 teen 1 op 10-jarige ouderdom al. Dit is tot waar jy kan gaan, daar's nie verder potensiaal nie. Gaan na jou pa toe, jy het klaar gemaak met skool en gaan doen die familietryd. En daardie seuns wou almal 'n toekoms gehad het. En vir daardie rede sien ons dat hierdie unschooled fishermen Jesus begin volg, en Jesus het potensiaal in hulle raak sien, tot hierdie ongeskoolde visserseuns die toestand en die geskiedenis van die mensdom verander. Fenomenaal, dis waar dit begin het. So wat eintlik gebeur het, is hierdie seuns was so honger geweest om hulle self te bewys, iewers te kan bewys, en toe iemand sê, toe 'n rabbi sê, volg my, was daar geen ander opsie geweest, geen ander behoefte geweest, geen ander keuse, as om te sê, hier gaan ons. Ons gaan Jesus volg. Terug in die middel van die see, in die skuit. Jesus se disippels is in die skuit uit vir hulle gesê, gaan vooruit, ek kom later, vaar so lank oor. En dan iewers in die nag sien hulle 'n spook op die water. En wanneer Jesus naby genoeg kom, dan sien hulle, oor is Jesus. En Petrus, wat sekerlik die grootste boei opgeskop het, want Petrus was altyd die loudste geweest, het seker gesê, nee, wag ouens, dis Jesus.
En die ander is half twyfelagtig en Thomas dink, hy wil eers bewyse sien, en wanneer Jesus nog op die afstand is, dan sê Petrus vir Jesus, want wie is Jesus? Jesus is Petrus se rabbi, en Petrus is in hierdie proses, hierdie enigste kans wat die lewe vir Petrus gegee het, om iets van Petrus se lewe te maak. Petrus is in hierdie posisie teenoor sy rabbi, hy wil alles wees en alles doen om presies soos hierdie rabbi te kan word. Dis die goal gewees of Jewish living. En Petrus sê, as dit U is, dit lyk soos U, Here, as dit U is, sê vir my om na U toe te kom. En Jesus antwoord, en hy hoor as Jesus se stem, Jesus sê, kom. En nou verstaan jy, waarom iemand soos Petrus onmiddellik uit die boot uit sou klim en na Jesus toe stap. Want die doel, die goal was om net soos my rabbi te mag wees. En as ek met die term so bekend geword het onder disippels, dat disipelskap word geseën met hierdie woorde, may you be covered in the dust of your rabbi. Mag jy so agter jou rabbi aanloop, dat sy stof aan jou kleë, goed, dat sy stof oral op jou is. Dis om 'n bietjie agtergrond het om te verstaan waarom disippels sekere goed so gedoen het en wat die kultuur was om 'n disipel te word, maar ek wil vanaand vir jou 'n vraag vra. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? As iemand vir jou sou vra om Christen te wees, wat beteken Christen wees? Wat sou jy antwoord? Waaraan sou jy dink? Wat beteken om Christen te wees? Toe ek klein was, my ouers het die Here begin dien, toe ek omtrent 10 jaar oud was, het my ouers regtig begin om die Here te dien. En in daardie jare was ons in 'n kerk gewees, waar daar elke diens seker gemaak is, daar is nie mense wat hel toe gaan nie. Dis die kerk wat ek toe min of meer groot geword het. So in elke diens het wie ook al bedien het, seker gemaak aan die einde van die diens, as daar iemand daar is wat nie weet hulle gaan hemel toe nie, dan is daar 'n geleentheid. En dit is baie belangrik. En ek onthou ek het nooit die vrymoedigheid gehad in die groot kerk om vorentoe te gaan, ek is altyd onseker geweest, en veral sondeaande het ek baie gesukkel om in slaap te raak. Want ek was altyd bang geweest dat sondeaande kan daai ding gebeur. Ek meen, die pastoor het nou gevra, almal wat nie seker is of hulle hemel toe gaan nie, kom vorentoe, en dan bid ons vir julle dat julle sekerheid kan kry dat julle hemel toe gaan. Gee jou lewe vir Jesus, en aanvaar sy kruisoffer vir jou, en bely hom as koning oor jou lewe, en word 'n kind van die Here. En ek was altyd onseker geweest oor hierdie storie, en wat my veral angstig gemaak het in daardie kerk, oor wat dit beteken om 'n Christen te wees, is daardie kerk het sulke traktaatjies gehad. Nou, ek weet nie wie van julle is oud genoeg om te weet wat is daai traktaatjies nie. Die traktaatjies is in daai jare 'n klein boekie gewees. Die kerk het sulke pakke daarvan bestel. En party mense het dit sommer self bestel van die drukkers af. En dan was daar op daardie klein boekies, hulle het dit Saterdag uitgegee in die stad. Sommige van mense in die strate, evangelisasie so gedoen met hierdie traktaatjies, en dat tipies voor op so 'n boekie gestaan, turn or burn. Jy weet, are you going to hell? En en dan was dikwels een of ander duiwel daar afgewees wat so uit die vlamme uitkom, jy weet, of een of ander ding wat mense moes skrik maak om hulle lewens reg te maak. Jy weet, en dis die styl gewees, dis die manier gewees in daardie jare is jy is met vrees na die Here toe gedryf, weet jy nagte wakker gelê, jy nie 'n besluit geneem nie. Dis wat Christendom vir my beteken het in die ou dae, jy weet, toe ek nou kind was ek onseker hoe dit gewees. Die vraag is wat is 'n Christen? Wat dink jy is 'n Christen? Hoe lyk 'n Christen? Is 'n Christen iemand wat nie drink nie, of dalk mag drink, of nie rook nie, of dalk mag rook? Wat is 'n Christen? Is 'n Christen iemand wat altyd apart is? Is dit iemand wat nie noodwendig apart is nie? Is dit iemand wat kerk toe kom, altyd kerk toe kom, soveel as moontlik kerk toe kom? Is dit belangrik? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ek het wonder of nie van julle is wat dalk wil waag om te sê, wat beteken om 'n Christen te wees nie? Kom aan, wat sê julle? Ek gaan die mic vir een of twee van julle gee, is dit reg? Dan sê jy gou vir ons, wat dink jy beteken dit om 'n Christen te wees? Anyone? Sê vir ons. Weet nie van sê nie. Wat dink jy? Sê dit. Om vir Jesus te volg. Om Jesus te volg. Dus dit beteken om 'n Christen te wees. Wel, dit is nie ver van die waarheid af nie om Jesus te volg uit die aard van die saak in die lyn van disipelskap. Wie wil nog probeer? Wat beteken dit om Jesus te volg? Wat dink jy? Sê vir ons net so. Om soos Jesus te wees, is 'n ander weergawe van Jesus te volg.
Maar ja, meer as vol om soos Jesus te wees. Goed, nog iemand? Fransjo. Sy woord beginsels toe te pas. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, sover as jy kan. Goed, sover as jy wil waag. Okay. Dis dit ons ding wat Christen is. Wat dink jy, miskien nog 'n vraag, wat dink jy dink die wêreld wat nie Christen is nie, of vriende wat nie Christen is nie, wat is 'n Christen? Wat dink die wêreld is 'n Christen? Wat sê jou vriende in die wêreld wat nie Christene is nie, wat nie Christendom najag nie? Wat sê hulle van Christendom? Wie wil probeer? Enige iemand? Lydia. Mense in die wêreld dink dikwels om 'n Christen te wees is om te dink jy is beter as ander mense. Dis nie baie positief nie, nee. Goed, so dis 'n negatiewe opsomming en dit is dikwels die siening in die wêreld daarvan. Nog iemand? Wat dink jou vriende? Wat dink jou kollegas? Van Christendom. Wat nie Christen is. Wat dink hulle van Christendom? Sê vir hulle sê Christen, wat sal dit wees? Bietjie weird. ja, verseker, bietjie weird. Nee, ou is die sonder kerk toe gaan, ek meen, come on. Wie gaan daaroor? Is nie die moeite werd nie. Ja, groot opoffering om te maak dalk. Mag jy foute maak nie, met alles reg doen, nee. Interessante goed wat mense dink 'n Christen moet wees. Kom ek vertel vir jou iets interessant van Christen wees. Wie van julle weet waar kom die term Christen vandaan? Wie wil ek aansvat? Christen. Waar kom die term Christen vandaan? Wie weet? Nee. Dit is 'n verwysing na Christus, maar dit kom nie van Christus af nie. Goed, net 3 keer in die Bybel word die term Christen gebruik. Net 3 maal word dan na Christene verwys. En die eerste keer wat daar ooit na mense as Christene verwys was in Antiochië, en dis nie Christene wat die woord gebruik het nie, dis die heidene wat mense gespot het en gesê, julle Christene, dis 'n spot term, is 'n belediging gewees. Goed, dis die term gewees, Christianos. Julle is Christianos. En hulle het mense so sleg gesê, ek kan sien, man, jy's 'n Christianos. En wat dit beteken het, is Christianos was 'n klein Christusie. 'n Small Christ. En jy probeer jou bes om te wees soos Christus, jy dink dis oulik om soos Christus te wees, en die heidene het mense wat Christus begin volg het gespot en gesê, jou klein Jesusie, jy probeer klein Jesus wees. Christus. Goed, die term Jesus was nie so bekend gewees, maar Christus, Christianos. Dis waar dit vandaan kom. So dit is 'n verwysing na Christus. Goed, maar dit is 'n bespotting gewees aanvanklik, dis waar dit vandaan kom. Goed, so dit is belangrik om dit te weet, sommer net interessant. Maar nêrens in die Bybel sê Jesus, ek wil hê jy moet 'n Christen wees nie. Het jy geweet, daar's geen uitnodiging in die Bybel om 'n Christen te wees nie? Staan nie in die Bybel nie. En nie een keer sê Jesus, julle moet Christene wees nie. Dis nie wat Jesus sê nie. En nêrens spreek Paulus en sê julle moet Christene wees nie. Challenge is om Christene te word nie. Wat was die uitnodiging gewees? Miskien wil ons op die skerm kyk. Wat was die uitnodiging gewees? En groot menigtes het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Dit is nooit 'n uitnodiging gewees na Christene word nie. Die uitnodiging was gewees om disipels te word. En dit is baie belangrik. Dit klink dalk sommer net soos, okay, wat is die verskil? Ons praat van Christene, disipels, Christene. Daar's 'n reuse verskil. Daar's 'n reuse verskil. As jy verstaan wat is disipelskap, as jy verstaan wat is die kultuur gewees waarin rabbies vir mense gesê het, ek dink jy het wat dit vat om presies te word soos ek is. Dan verstaan jy, daar's 'n reuse verskil tussen iemand wat
'n Christen is en wat ons vandag sien in Christene en die wêreldse perspektief van Christene en disippels, om 'n disipel te kan wees. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Wat probeer Jesus sê? Hy sê as iemand my disipel wil wees, moet hy verstaan die uitnodiging om my te volg beteken 'n totale transformasie om nie net soos ek te dink nie net 'n naam te hê Christen nie, maar om te word wat ek is. 1 Johannes 4 sê soos hy is, so is julle in hierdie wêreld. Jy sien die uitnodiging was na disipelskap toe gewees, nie na Christendom nie. Christendom het soveel indrukke wat dit by Christene laat en vooropgestelde idees. Kom ons kyk vinnig vir 'n oomblik na daai videoetjie. Daar's 'n kort video wat ons opgeneem het. En dis sommer onderhoude wat Craig Rochelle het met mense net random en sê wat sê jy van Christendom? Julle kan dit vir ons speel. First thing that comes to my mind is probably like church service, God. I just think of like my religion and my spiritual beliefs. Well, I think someone who has accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Generally positive, neutral, negative, what do you think? I think just kind of neutral. I'm not Christian, so I think something good. What do you think of when you hear the word Christian? Good or bad? What do you think? Evil. I just think they're evil. How so? Trying to take over the world. There's positive and negative. So I think that the first time you hear Christian, if you're not a believer, it can be intimidating. But through the right crowd or the right influence, it can be a beautiful thing. What are some of the negative things that come to your mind? They always try to get me to join them. Like they try to convert me. I don't understand that. Like, why do they think they're right? Why can't I be right? Because I don't go around trying to convert other people. Some good things, some things negative things. What do you think? You know, that's actually something that I struggle with right now, just because of the fact that so many people get negative impressions just because of the way some Christians don't really reflect Christ the way that they should. I guess that they think we're kind of we just kind of stick together. We don't care about other people, you know. On the other hand, people that do reflect Christ, His light, His love, make a bigger impact, I think. So, are you a disciple of Jesus? Yes, I am. Dis die wêreldse perspektief van Christendom. Nou kom ek begin afsluit. Daar's 3 maniere. Sommige van interessantheid. Daar's 3 maniere waarop mense nie sal weet jy behoort aan Christus nie. 3 maniere, 3 goed wat mense nie sal oortuig jy is 'n volgeling van Jesus nie. Wat jy glo in die eerste plek. Wat jy glo sal nie mense oortuig dat jy behoort aan Christus nie. Jy het geweet? Op grond waarvan is dit waar? Die feit dat mense 'n klomp goed glo, maak hulle nie disippels van Jesus Christus nie. Dit kan jou een of ander weergawe van 'n Christen maak, maar dis nie wat jy glo wat jou aan Jesus Christus laat behoort nie. Hoor wat sê die woord? Die woord sê tot die demone glo, die duiwels. Die skrifte sê die duiwels glo en sidder. Sien wat ek glo, wat die wêreld sou oortuig dat ek 'n disipel van Jesus Christus nie. Sien dit nie? Ja, daar's nog algemene vooronderstellings wat ons dink as ek dit doen, sal mense weet. Wat jy doen is nie 'n oortuiging en 'n bewys dat jy aan Jesus behoort nie. As jy gaan kyk wat die fariseërs en wat die skrifgeleerdes gedoen het in die Bybel, hierdie ouens het alles probeer doen. Hulle het al die gebooie probeer onderhou. Daar's meer as 600 gebooie wat die fariseërs probeer onderhou het om hulle gelowigheid te bewys. En weet jy wat? Nie een van hulle was 'n disipel van Jesus Christus gewees nie. Dis nie wat jy glo nie, dis nie wat jy doen nie. Dis nie goed wat bewys jy behoort aan die Here nie. En hier's een wat Christene baie mee sukkel. Baie Christene, en ons het gehoor van die vooropgestelde idees oor wat dit is om 'n volgeling van Jesus te wees.
Baie Christene glo, hoe ek my Christendom moet uitleef en bewys, is doeteenvoudig om teen 'n klomp goed te wees. Ken jy sulke Christene? Daar's niks anders om te deel nie, daar's niks anders substance, daar's niks anders binne in om te gee, as om te sê, ek stem nie saam nie. Ek stem nie saam nie. Ek stem nie saam nie. Roer nie, smaak nie, raak nie aan nie, nee. Teologie, Paulus waarsku daarteen. Jy weet, jy mag nie dit nie. Jy mag nie dat nie. Dit is evil. Oppas hiervoor. Moenie daarna bykom nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Dis nie uit die Bybel nie. Dis onbybels. Dis heidens. Dis een of ander probleem. Waarteen jy is, en wat jy doen, en wat jy glo, is nie die teken van disippelskap nie. Wat is die teken van disippelskap? Wie weet? Wat bewys ek volg Jesus? Anyone? Gerard. Hoe jy mense liefhet. Ja. En dis jou reg soos jy kan wees. Dis dit. Luister wat sê die woord. Sê 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Jy sien, as 'n klomp goed wat ek kan glo, sonder om enige mens lief te hê. En dis 'n probleem onder Christene vandag. Nee, Christendom is 'n poging om soos Christus te word, maar Christendom kan vir baie mense net beteken, wat glo ek? Ek glo in Jesus Christus, so ek is 'n Christen. Jesus kwalifiseer dit nie. Ek kan 'n klomp goed glo sonder om 'n disipel te wees van Jesus. Ek dink die kerk is vandag deurspek van mense wat goed glo, maar nie disipels is van Jesus nie. Is nie die uitdaging nie. Is eintlik relatief maklik om iets te begin glo. Jy moet net daaraan blootgestel wees. Die kerke is vandag vol mense wat sekere goed doen. Baie Christene doen wonderlike goed. Maar dis nie wat ek doen nie. En baie Christene is net teen 'n klomp goed. Sê ek hou nie daarvan, ek doen nie dit nie. Ek is 'n Christen want ek doen nie dit nie. Ek is 'n Christen want ek doen nie dat nie. Ek is 'n Christen want ek neem nie daaraan neem nie. Dis hoekom ek 'n Christen is. En Jesus sê, hulle wat my volg sal hieraan geken word, net hieraan, hulle liefde vir ander mense. Net dit. Dis my boodskap vanaand vir jou. Is ek 'n disipel? Is ek 'n disipel? Dis die vraag wat ons antwoord in hierdie reeks. Is ek 'n disipel van Jesus Christus? Hieraan sal hulle weet, die hele wêreld weet, dat julle my disippels is. Julle liefde onder mekaar. En dit beteken die liefde van die kerk, nie wat die kerk glo nie. Natuurlik het wat die kerk glo waarde op sekere plekke. En waar lê die waarde van wat ek glo? In my saligheid. Nee, en hoe ek my geloof kan toepas, is meer. Natuurlik moet ek reg glo, maar dis nie my reg glo wat bewys ek se navolgeling nie. Natuurlik is daar goed wat ek doen. Wat moet ek doen? Daar's 'n klomp dade en aksies en vrug van die Gees wat ek doen. Natuurlik het dit sy plek, maar dis nie wat bewys ek is 'n volgeling nie. En natuurlik is Christene en disippels van die Here ook teen sekere goed. Maar dis nie dit wat dit bewys nie. Wat bewys en oortuig myself en ander mense, ek is 'n volgeling van Jesus. Ons liefde vir ander mense. Dis die nuwe gebod wat Jesus vir ons gee. Amen? Wonderlik. Dis wat ek vanaand met jou wil deel. Ons volgende keer gaan ons verder hieraan. Hierdie is baie belangrik. Ek wil hê jy moet net kennis neem dat ons nie eers komende Sondag aand 'n diens hier het nie. Goed, so eers komende week is 'n lang naweek. Ek is nie hier nie. Ek is Sondagoggend hier, maar ek is Sondag aand hier nie. En so ons gaan nie Sondag aand bymekaar kom nie. Ons gaan die lang naweek gaan ons oorslaan en dan gaan ons aan vir die res van die kwartaal daarna. Daar's nie weer vakansie naweek of snaakse naweke of iets wat iemand gereël het nie. En so ons gaan een week gaan ons bymekaar wees nie. Die week daarna gaan ons volstoom aan met ons reeks Discipled, nê. Wat beteken dit om 'n disipel van Jesus Christus te wees? Amen. Kom ons maak ons oë toe, ek gaan vir ons bid en dan gaan ons klaar maak. Vader, dankie dat ons geroep is en onsself die woorde in ons gees gehoor het. Kom, volg my. En daardie woorde het ons gehoor, ons kwalifiseer. Ons het wat dit vat om te word wat Jesus is. U het binne in ons raak gesien wat ons begeer het om te hoor. Ons het die vermoë en nou het ons die geleentheid om u te volg, om die disippels te wees en hierdie wêreld te kan bereik, om soos Jesus te word in hierdie wêreld. Here, leer ons dat die ultimate test, die ultimate goal van disippelskap, van volgelinge van Jesus, is in hoe ons mense liefhet. Leer ons om u te volg in alles wat u was vir hierdie wêreld, in die naam van Jesus. Amen.